Kom ons bid vir die seën van die Here. So spreek die Here, die God van Israel. Mag die genade, barmhartigheid van God en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees met ons wees en bly. Amen. Kom ons antwoord op die seën van die Here deur om saam te sing, Gesang 264. Gesang 264 sing ons die eerste en die tweede vers. Gesang 264 vers 1 en vers 2. Broers en susters, u kan so lank in u gesangeboeke oopmaak by Psalm 107. Psalm 107 gaan ons vers 1 en 2 sing nadat ons na die wet van die Here geluister het. En dan kan u ook maak by Gesang 387, Gesang 387. Daarvan sing ons die eerste en die 5de vers na die geloofsbelijdenis. Psalm 107 vers 1 en 2 na die wet van die Here en dan ook Gesang 387 vers 1 en vers 5 nadat ons geloof bely het. Broers en susters, kom ons luister dan nou met die nodige eerbied en ontzag na die wet van die Here, soos wat ons Here Jesus Christus dit vir ons in Matteus 22 opgesom het, vanaf vers 34. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader, en een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Ver
Broers en susters, weet u hoekom het ons sopas die Here geloof omdat hy goed is? Ons het die Here geloof omdat hy goed is, want ons het sopas na die wet van die Here geluister, na die wet van die liefde, en elke een van ons het kort gekom. Elke een van ons het ons naaste nie lief soos onsself nie, en ons het ons Here, ons God nie lief met ons hele hart en hele siel nie. Maar ons Here Jesus Christus het aan die kruis gesterf, en ons van ons sondes verlos, sodat ons regverdig voor God kan staan, sodat hy vir ons liefde kan gee, sodat ons liefde kan deel. En daarom loof ons God, omdat hy goed is, want hy het vir ons onverdiend genade gegee tot verlossing. Daar staan vir ons geskryf in Spreuke 28 vers 13, wat se voorspoed ons ontvang, en daar staan, hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. En daardie barmhartigheid is die verlossing in Jesus Christus. En kom ons bely dan in daardie barmhartigheid van God, ons ongetwyfelde Christelike geloof, volgens die woorde van die 12 artikels, en elke een wat hierdie woorde glo, spreek dit soos volg in sy of haar hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, die woord van die Here kom vanmôre tot ons vanuit Efesiërs 5. In Efesiërs 5 gaan ons saam lees vanaf vers 22 tot vers 33. Die teksverse vanmôre is vers 22, 23, 24 en 25. Ons gaan saam lees in die woord van die Here, Efesiërs 5 vanaf vers 22 tot 33 met die teksverse vers 22 tot 25. Maar voordat ons uit die woord van die Here lees, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader,
Ons wil U dank vir die genade wat U vir ons gegee het, dat ons ook vanoggend voor U kan staan. Dat ons U woord kan hoor en dat ons die genade het om U liefde kan ervaar. Ons wil U vra dat U vanoggend met elke een van ons sal wees, dat ons sal weet U is volkome in beheer en dat elke ding wat ons doen uit U hand kom. Dat ons ook sal besef dat niks wat ons doen kan U wil teëstaan nie. Gaan ook so met ons dat ons vanmôre waar ons U woord hoor, hierdie woord ook in ons harte sal opneem en dit sal bewaar. Werk met die Heilige Gees in ons harte dat hierdie woord wat ons verkondig sal uitgedra word. Ons wil U vra dat U ons sal gebruik. Moenie ons toelaat om vir onsself verskonings uit te dink waarom ons U nie kan dien soos wat U vra nie. Maar gee vir ons rede om U te dien. Of eerder maak ons oë oop vir daardie redes wat alreeds so oorvloedig voor ons staan. Gebruik ons waar dit U wil is. Ons wil U ook vra dat U ons sal lei en dat ons alles wat ons doen tot U eer sal doen. Dat ons sal besef elke een van ons wat vanmôre hier is geroep om hier te wees. Dat ongeag die redes wat ons dink ons hier gebring het, dat dit U wil en U werk was, sodat ons vanoggend hierdie woord kan hoor wat U tot ons spreek. Gebruik ons as U getuies waar U wil. Vergewe ons al ons oortredinge wat ons teenoor U oortree, waar ons stil gebly het toe ons moes praat, waar ons dalk moes stil gebly het toe ons gepraat het. Waar ons U nie die eer gee nie, waar ons U nie die hoogste in ons lewe stel nie. Waar ons gesinne nie tot eer van U naam leef nie, waar ons as U kinders nie ons plek ken nie. Werk met ons deur U heilige naam, deur U Gees, dat ons U sal ken en sal weet wat U van ons vra. Ons bid dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons lees saam vanmôre uit die woord van die Here, Efesiërs 5, vanaf vers 22 tot 33. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel, of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die man hulle eie vroue lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente, want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente.
In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. Tot sover. Ek lees weer die teksverse, vers 22, en dan gaan ek net vers 25 ook lees. Ek gaan nie die verse tussenin lees nie. Vers 22. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Vers 25. Manne, julle moet jul eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het, en homself daarvoor oorgegee het. Tot sover. Salig is elke een wat die woord van die Here hoor, en dit in sy of haar hart bewaar. Broers en susters, ek wil vandag hê, u moet 'n bietjie terugdink. Nou, vir die kinders moet hulle dalk terugdink aan wat hulle ouers hulle dalk al vertel het. Maar die van u wat nou al oud genoeg is, wil ek hê, u moet terugdink aan hoe u ouerhuis gelyk het, toe u 'n kind was. Die wat jonk is, sy ouerhuise sal dalk baie lyk soos vandag se, en die wat bietjie ouer is, sy ouerhuise sal 10-1 baie anders lyk. Onthou u nog hoe daar elke aand boeke gevat was? Hoe daar gereeld oor die Here gepraat was, hoe die ouers seker gemaak het, hulle kinders ken die Here. Hoe gesange laat in die aande gesing was, en Kersfees nie oor persente gegaan het. Dink bietjie terug aan daardie tye. En dan gaan ek vir u so 'n bietjie statistieke noem. Of nie regtig statistieke nie, maar net so 'n bietjie 'n opsomming eintlik. Statistiek Suid-Afrika het nou onlangs 'n paar weke terug, het hulle bekend gemaak dat minder Suid-Afrikaners in die huwelik intree. Met ander woorde, daar is minder troues as wat daar voorheen was. Hoewel daar minder troues was as voorheen, is daar meer egskeidings. En nou, die interessantheid van alles, die enigste huweliksyfer wat opgegaan het, was burgerlike verbintenisse. Met ander woorde, dis gays wat met mekaar getrou het. Dis die enigste huwelike wat meer geword het. Ons lewe vandag in 'n tyd waar baie gesinne uitmekaar val. En almal wil graag die perfekte gesin hê, maar indien niemand kry dit reg nie. Hierdie agteruitgaan het begin toe mense begin het om die tradisionele manier van doen te bevraagteken. Nou, om die tradisionele dinge te bevraagteken is een ding. Om tradisies en gebruik en gewoonte te bevraagteken is een ding. Maar wanneer 'n mens begin weggooi, en wanneer die mense begin het om die tradisies van die ou dae weg te gooi, het hulle nie by die tradisies gehou nie, maar sommer ook die beginsels wat saam met daardie tradisies geloop het, weggegooi. Jy kan maar dink, hoeveel van u hou regtig nog huisgodsdienst? Hoeveel van u het regtig nog 'n gesin wat u kan sê, hierdie gesin se enigste taak is om die Here te eer en te verheerlik? Die enigste taak, geen ander taak. Wie van ons kan dit sê? En so is een van hierdie beginsels wat weggegooi is, saam met die tradisies wat weggegooi is, dit wat in Efesiërs 5 vers 22 tot 33 staan. En die rede daarvoor hoekom hierdie gedeelte weggegooi word, saam met die tradisies wat ons om een of ander rede begin verag het, is omdat hierdie gedeelte wat ons vanmôre gelees het,
deur die eeue al misbruik was. Hierdie gedeelte was hierdie eeue misbruik, wat mense gesê het dat hierdie gedeelte gee vir die man heerskappy oor die vrou en sy moet onderdanig wees. Dit is waarom mense veral wegbeweeg het van hierdie gedeelte. Maar nou die tradisie was om hierdie gedeelte verkeerd te interpreteer. Mense het geïnterpreteer en gesê die vrou is nou maar die diensknegt en die man is die hoof van die huis en sy is die slaaf. Sy moet doen wat hy sê, sy moet kaalvoet en swanger en kom bystaan en net luister na wat haar man sê. Dis hoe hierdie gedeelte altyd geïnterpreteer was en dis hoekom mense wegbeweeg het van hierdie gedeelte. Jy kan maar dink, het jy al ooit 'n preek uit hierdie gedeelte uitgehoor, sonder dat dit 'n troupreek was, sonder dat dit by huwelik was? Vanmôre is die eerste keer wat ek hierdie gedeelte preek, en die eerste keer dat ek 'n preek uit hom hoor in 'n gewone erediens. En ons beweeg weg daarvan, want ons verstaan nie hierdie gedeelte reg nie. Nou die tradisie wat hierdie gedeelte geïnterpreteer het, dat die man die vrou moet oorheers en haar onderdruk, dit is reg 'n tradisie wat verwerp moet word. Maar die probleem het ingekom, dat saam met die tradisie, die verkeerde verstaan van hierdie teksgedeelte, is dit wat hierdie teksgedeelte sê, sommer heeltemal weggegooi. In plaas daarvan dat hulle die tradisie van verkeerde interpretasie bestry, verwerp mense en vroue in die algemeen dit en kom in opstand daarteen, teen die hele beginsel van Efesiërs 5, ten koste van die welstand en geluk van ons kinders, van ons gemeentes, van ons gesinne. Maar wat leer ons dan werklik oor die huwelik en die gesin, of die huwelik tussen 'n man en 'n vrou in hierdie gedeelte? Vers 22 sê, dat die vroue hulle mans moet onderdanig wees. Nou dit is nie eintlik so erg, soos wat 'n mens dink nie. Gewoonlik, as ek het al baie keer as ek met huwelikskatkesasie, met twee jong mense sit wat wil trou, dan sê ek vir hulle hierdie gedeelte, en onmiddellik kan ek al sien, hulle is ongemaklik, hulle skrik vir hierdie gedeelte. Wanneer hierdie gedeelte sê, die man of die vrou moet onderdanig wees aan haar man. Maar hierdie gedeelte word gewoonlik so verkeerd verstaan, omdat ons nie die hele hoofstuk lees nie, omdat ons nie die hele gedeelte, die hele konteks waarin die gedeelte geskryf is, lees nie. Nou as ons net een versie teruggaan, ons het nie daai versie gelees nie, want daai versie is nie deel van die perikoop nie, en daarom lees ons hom mis, omdat daar net 'n opskrif tussen vers 21 en vers 22 is. Vers 21 sê, vers 21 sê vir ons dat, waar is vers 21? Dat en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Nou, hierdie versie sê daar dat die man en die vrou aan mekaar moet onderdanig wees. En dan, nadat Efesiërs 5 by vers 21 eintlik soort van afgesluit het met, hulle moet aan mekaar onderdanig wees, dan volg vers 22. En vers 22 is 'n verduideliking aan wat hierdie onderdanig wees aan mekaar beteken. En dan vers 22 sê, vrou, hoe is jy onderdanig aan jou man? En dan sê hy, en dan volg dit na vers 22. En dan vers 25 kom ook as 'n antwoord op vers 21. Hoe is jy onderdanig aan jou vrou? En dan volg die verduideliking. Dis eintlik wat hierdie gedeelte vir ons sê. Wanneer ons die deel van die vrou lees, moet ons verstaan dat sy 'n meer besonderse rol in die onderdanigheid as die man het. Dit is dan 'n opdrag van God dat sy moet onderdanig wees, en dit moet ons mooi verstaan. Dis nie iets wat 'n mens uitgedink het nie. Dit was 'n opdrag van God. Nou,
daar staan in hierdie gedeelte, as ons net 'n bietjie verder lees, dan kan 'n mens hom bietjie beter verstaan, want as ons daai gedeelte lees, dan klink dit ook vir hoekom moet die vrou onderdanig wees? En dan lees ons die volgende vers in die gedeelte sê, soos wat Christus of soos wat die gemeente onderdanig is aan Christus. Dis die verduideliking wat hy gee. Hy sê vir die vrou, wees aan jou man onderdanig, soos wat die gemeente onderdanig is aan Christus. Nou wat beteken dit? Wel, wie van u het al ooit in die oggend opgestaan met 'n bekommernis, met 'n bedrukking op jou hart? Ag nee, vandag moet ek alweer vir Jesus Christus dien. Vandag moet ek alweer die Here se dienskneg wees. Vandag moet ek onderdanig wees aan die Here. Wie van u het al ooit so opgestaan en gesê, ag nee, ek kan nie, dis nie vir my lekker nie. Broers en susters, niemand van ons nie. As jy in die oggend opstaan en jy besef, vandag is ek 'n dienskneg van die Here, vandag is ek onderdanig aan die Here, dan is dit meer dat ons met 'n lied in ons hart opstaan met blydskap. En dis wat die gedeelte bedoel. Die gedeelte bedoel nie die vrou moet so onderdanig wees aan haar man dat dit vir haar moeilikheid beteken nie. Dit beteken nie sy moet so onderdanig wees aan haar man sodat haar man haar kan onderdruk en verswak en verneder en vernietig nie. Soos wat Christus aan die gemeente, of soos wat die gemeente aan Christus onderdanig is. Met ander woorde, 'n vrou is veronderstel om elke oggend uit haar bed uit op te staan met 'n lied in haar hart. Vandag is ek my man se. Vandag is ek onderdanig aan hom. Maar hoe kan 'n mens onderdanig wees aan iemand in blydskap, met blydskap? Op dieselfde manier hoe 'n mens aan Christus onderdanig is, met blydskap. Maar kom ons gaan eers verder. Dis nie veronderstel om moeilik of erg te wees vir die vrou om aan haar man onderdanig te wees nie. Want dit gaan oor die liefde. En die rede hoekom dit nie moeilik moet wees nie, is die volgende gedeelte wat met die man praat. En dan word die opdrag van die man gegee, maar nie net die opdrag van die man nie, maar ook die rede vir die vrou hoekom dit nie moeilik sal wees nie. En die rede hoekom dit vir die vrou veronderstel is om lekker te wees, om onderdanig aan haar man te wees, is direk verbind aan die liefde wat hy vir haar gee. Nou, hoe moet 'n man 'n vrou lief hê? Nou die gedeelte, weer eens is dit 'n gedeelte wat die mense gewoonlik net alleen lees. Hy sê, so moet die man moet die hoof van die huis wees, hy moet die vrou onderwees, en dan lees hulle nie die volgende vers. En die volgende vers sê, soos wat Christus die gemeente lief het. Nou kyk mooi, die eerste een sê hy vir die vrou, jy moet onderdanig wees soos die kerk aan Christus onderdanig is. Nou sê die gedeelte vir ons, die volgende gedeelte, dat die man moet lief hê soos wat Christus die gemeente lief het, of die kerk lief het. Nou, hoe het Christus die kerk lief? Wel, hoe het Christus na die aarde toe gekom, na sy kerk toe? En dit is die manier hoe hy gekom het. Is 'n baie groot verandering op die verkeerde tradisionele interpretasie van hierdie gedeelte. Want Jesus Christus het na die aarde toe gekom in die vorm van 'n knegg. Hoekom het hy gekom in die vorm van 'n knegg? Want hy het sy bruid hier op aarde lief. Nou kan ons teruggaan na vers 21. Wees aan mekaar onderdanig. Vroue, wees onderdanig aan julle mans, soos wat die gemeente God lief het, soos wat die gemeente aan hom onderdanig is. Mans, wees julle vroue lief, soos wat Christus die gemeente lief het. Hoe het hy hulle lief? Hy kom in die vorm van 'n dienskneg na sy gemeente toe, om sy gemeente te dien. En dit is waaroor hierdie teksgedeelte gaan. Dit is die beginsel van Efesiërs 5. Dit is die beginsel van 'n gelukkige huwelik. Dis onderdanigheid. Die man moet die vrou onderdanig wees. Dis wat hier staan. Vrou, wees jou man onderdanig. Man,
Wees jou vrou onderdanig. Wees mekaar se diensknegte. Die van u wat uit mislukte huwelike uitkom, sal 10-1 met my saamstem. Huwelike wat misluk lyk nie so nie. Of die een is die ander een se dienskneg en hy by dit uit, of die ander een, of niemand is niemand se dienskneg nie en hulle kan nie met mekaar huishou nie. Maar waarom gee die Here dit vir ons? Waarom skryf Paulus hierdie gedeelte aan die Efesiërs? Waarom word die huwelik so gestel? Wat is die doel dat 'n huwelik so moet lyk? Wel, die antwoord is in die beginsel hiervan. Nou, ons moet dit ook mooi in konteks plaas, nie net van die boek Efesiërs nie, maar van hoe die huwelike in die tyd geblyk het, toe Paulus hierdie brief geskryf het. Nou, hoe het huwelike daai tyd gelyk? Nou, onthou, dit was die vroeë kerk gewees, Christene was baie min gewees, die hele wêreld, meeste Christene daai tyd was in elk geval eerste geslag Christene, wat nog nie die Here verlang geken het nie, en wat uit 'n heidense agtergrond uitkom. Nou, hoe het 'n tipiese heidense huwelik van daardie tyd gelyk? Nou, 'n tipiese heidense huwelik het gelyk, het basies so gelyk, dat die man was die heerser gewees, en die vrou was die onderdaan. Dis hoe heidense huwelike gelyk het. En in die huwelike het dit so gewerk, dat die man het alles in sy vermoë gebruik om sy vrou te onderdruk, en die vrou het alles in haar vermoë gebruik om die man te ondermyn. Dis hoe die heidense huwelike gelyk het daardie tyd. Die man het alles probeer om dit te doen, en as hy 'n vrou gehad het wat onderdanig was, dan sou hy dit uitgebuit het en dit tot sy voordeel gebruik het. Dit was die normale gebruik gewees. As jy almal het al seker films gesien wat hulle gemaak het uit daardie tyd, hoe word vroue sleg behandel en al daardie dinge. Nou dit was as gevolg van hoe hulle die huwelik gesien het. Hulle het gesien die huwelik is maar daar om die man te dien. En die vrou moet daar wees, sodat die man haar kan beskerm en versorg en niks meer nie. En die vroue het dit verag. Ons kan maar sien hoe die vroue al in vandag se tyd met die feministiese beweging in opstand gekom het teen daardie model. Maar, nou kom hierdie gedeelte na die Christene toe. En Paulus gee hier vir hulle eintlik 'n radikale nuwe ding, wat hulle nog nooit tevore verstaan het. Hy gee vir hulle die huwelik as 'n getuienis van Jesus Christus. Want dit is wat dit is, want onthou mooi die woorde wat ons vooraf gesien het. Vroue, wees onderdanig soos Christus, of soos aan Christus. Mans, wees lief vir julle vroue soos Christus die gemeente lief het. Dit is die kern, heeltyd daar is soos Christus, aan Christus. Dit is waaroor hierdie gedeelte gaan. Want jy sien, die Bybel beeld die verhouding tussen die kerk, met ander woorde, al die kinders van die Here en Jesus Christus as 'n huwelik uit, 'n bruilof. En so kom elke een van ons huwelike, of ons nou een het of nie, of ons enkel lopend is of nie, of ons nog 'n jong mens is wat nog eendag dalk in die huwelik gaan tree. Ongeag, dit gaan nie eintlik oor of ons getroud is of nie. Dit gaan oor hoe ons lewe gerig is. Want hierdie gedeelte sê vir ons, watter boodskap jou huwelik moet uitpas sein. En daardie boodskap is soos wat die heidene van daardie tyd hom sou gesien het. Nou, jy kan nie self dink, as jy dalk nou 'n heidenman of vrou was, wat alles probeer om die vrou te onderdruk, en sy probeer alles om in opstand te kom oor jy, en skielik ontmoet jy 'n Christenpaartjie van daardie tyd, wat 'n Christelike huwelik het. Die man of die vrou is gewillig onderdanig aan haar man. En die vrou of die man probeer nie om sy vrou uit te buit nie. Hy het nie nodig om
sy gesag af te dwing nie. Hy het nie nodig om haar te manipuleer of ietsie by haar te kry nie. Dink net wat se impak dit sou maak op iemand van daardie tyd, wat 'n Christelike huwelik sou sien. Geen onderdrukking. Ja, hulle het nie 'n perfekte huwelik 10-10-1 gehad nie. Maar heeltemal radikaal anders as wat hulle gewoond is. En soos wat jong mense gereeld vir ouer mense vra wat lank getroud is, wat is die geheim van 'n huwelik, of van julle gelukkige huwelik? So sou dit daai tyd ook gebeur het, wat hulle gevra het, wat is die geheim van 'n gelukkige huwelik? En die antwoord, soos in Christus, soos aan Christus. Wees onderdanig soos aan Christus. Wees lief soos Christus. En dit is die beginsel van 'n huwelik. Met ander woorde, jou hele huwelik is besig net deur om te bestaan om 'n getuienis van Jesus Christus te verkondig. En moenie dink dit gaan net oor huwelike. Dit gaan oor jou lewe. As jy jonk is, hoe jy soek na 'n huweliksmaat. Moet 'n getuienis wees van ek soek 'n Christelike huwelik. Ek soek 'n jong man, ek soek 'n vrou wat my liefhet, wat my dien soos wat ek Christus liefhet en dien. Jong vrou, ek soek 'n man wat my liefhet en my dien soos wat Christus my liefhet en my gedien het deur om aan die kruis te sterf. En die oueres wat klaar getroud is of nie getroud is nie. Wat is die doel van jou huwelik? Wat is die doel van jou gesin? Wat is die doel van jou lewe? Is die doel van jou lewe een ding? Om 'n boodskap, 'n getuienis van Jesus Christus te wees. En broers en susters, as dit nie die doel is van jou lewe, van jou gesin, van jou huwelik nie, dan is dit nie in Christus, soos Christus nie. Daar is net een manier hoe 'n huwelik werk, hoe 'n gesin werk, in Christus, soos Christus. Wat is vir u die belangrikste in jou gesin? Wat is vir u die belangrikste in jou huwelik, in jou lewe? Is dit jou man? Is dit jou vrou? Julle kinders? Geld, geluk? Wat is die belangrikste? As jou huwelik nie in Christus is, soos Christus nie, beteken dit jou huwelik is nie reg nie. As jou gesin nie in Christus, soos Christus is nie, is jou gesin nie reg nie. As jou lewe nie in Christus, soos Christus is nie, is jou lewe nie reg nie. As God die belangrikste in jou lewe is, en nie jou huwelik of jou gesin of jou man of jou vrou of wat ook al nie, dan eers kan jy jou man of jou vrou of jou kinders regtig lief hê. Want die enigste manier hoe ons kan lief hê, is in Christus, soos Christus. Maar broers en susters, as die belangrikste in jou lewe nie Christus is nie, dis nie te laat nie. Dink tog 'n bietjie terug aan die ou tradisies, die ou gebruike en gewoontes. Nie aan die slegtes soos die verkeerde interpretasie van Efesiërs 5 nie, maar aan dit wat ons gesinne gemaak het in Christus, soos Christus. Is daar nie huisgodsdienst in die huises nie? Het jy geweet dat as u dit vandag wil terugbring, dat dit vir u moeilik gaan wees? Ek kan nie waarborg dit gaan moeilik wees. Want u gaan voel dat u erken dat u iets verkeerd gedoen het. Die waarheid is, ons doen in elk geval iets verkeerd. Erken dit maar.
Moenie die goeie dinge van die ou dae weggooi net omdat dit oud is nie. Jy mag dit verander, maar hou die beginsels daarvan. Die beginsels van in Christus, oor Christus. Soos Christus, vir Christus. Hou elke week, of elke aand, huisgodsdiens, maak jou gesin in Christus vir Christus. Man en vrou, bid vir mekaar. Kinders, bid vir julle ouers. Want die enigste doel in elkeen van ons lewe is Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie vir die genade wat U vir ons gegee het, dat ons vanoggend voor U kan staan. Wees met ons deur U Gees, dat ons U liefde kan hoor. Dat ons vandag ons gesinne en ons huwelike sal inrig in U, vir U en tot U. Dat gee ons die wysheid dat ons U die doel van alles in ons lewe sal maak. Die doel van ons huwelik, die doel van ons gesin, die doel van ons lewe, sodat ons in Jesus Christus 'n sukses daarvan kan maak. En as ons dalk strewe na die perfekte gesin, strewe na kinders wat iets bereik in die lewe, strewe na die perfekte huwelik, laat ons vandag besef, U is volmaak, niks anders nie. En die enigste manier hoe ons 'n gedeelte van daai volmaaktheid kan ervaar, is in U. Gebruik ons as U getuies, dat ons kan vasstaan in die geloof en U evangelie kan verkondig. Lei ons voor dat ons huwelike, ons lewens, ons soeke na 'n huweliksmaat, dat dit vir U 'n getuienis sal wees, dat die wêreld sal sien en sal vra, maar wat is ons geheim? Dat ons vir hulle kan sê, dis geen geheim nie. In Efesiërs 5 leer ons in Christus, aan Christus. Ons bid dit daarom net, nie in ons eie krag nie, maar alleenlik in sy naam. Amen. Broers en susters, kom ons antwoord op die woord van die Here deur om saam te sing Gesang 328, Gesang 328. Daarvan sing ons die eerste en die vierde vers, Gesang 328, vers 1 en vers 4. Ons sing Gesang 328 op die wysie van Gesang 159. 159 is O Christus ons verlange. As jy nou net die wysie. Gesang 328 vers 1 en vers 4. Van die skepping het liefde vol en wys, die man en vrou geskape, eens in die paradys, die het ons saam geheilig, en ook nou. God bewaar al veilig in liefde en in trou. As U die huis nie bou nie, om ons te
Kom ons bid vir die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.